Môre almal, ek maak hierdie video spesiaal vir die wegrapers. En ja, ek het baie begrip in 'n mate met die wegrapers, want hulle sien nie noodwendig kans vir hierdie groot probleem wat kom nie. So ek het baie simpatie. En Dani Botha het hom nou redelik verbind met datums en so aan, wat maar altyd 'n moeilike storie is. Maar ek verstaan ook in 'n mate hoekom het hy dit gedoen. En dit het baie daaroor te maak met hierdie oorloë wat die Joodse staat besig is om te veg, en Iran is nou in die mix. En nou dink baie mense, wel, Iran is nou in die mix, en het gaan oor die Perse, en die Jode, en hierdie eindtyd Armageddon scenario gaan homself afspeel, want die Israel is herstel in 1948. Dinge moet nou gebeur. Ek meen die 70 jaar is om al in 2017, min of meer 2018. En dit is hoekom die ouens die tye verkeerd het. En daar waar groot swaar kry vir die wegrapers. Groot swaar kry, emosioneel, geestelik en fisies. En hulle is nie voorberei op dit nie. Dit is vir my groot hartseer. Want ons gaan met julle sit, en dit gaan vir julle voel, God het julle vergeet, nou? En is nie so nie. Dis maar net julle die hele eindtyd gebeure lyn het julle nie reg verstaan nie. Nou ja, 23 September sal kom en gaan, en daar sal niks gebeur nie. Ek dink wel, volgende jaar, September maand, is baie belangrik, en dit het vir my te doen met die koms van daai asteroïde wat die see slaan net diskant Puerto Rico. Ek dink maar so. Ek dink, daarom is September maand volgende jaar belangrik. Maar hierdie jaar gaan daar niks groot gebeur, September maand nie. En baie mense verwys na die bloedmaane en so aan, want daar's nou 'n sonsverduistering hier om en by, ek dink 22, 23, 24 September. Mense luister, ons het elke jaar 2 sonsverduisterings en 2 maansverduisterings, dis normaal. Reg. Wat nie normaal is nie, is wanneer ons 'n tetrad het, meneer, ons hardloop op 4 bloedmaane op 'n jaar. Dit was in 2015, en dit het alles te doen met die 2300 dae, en baie min mense verstaan dit. Nou ja, en dit is so breedvoerig, ek kan dit nie noodwendig hier verduidelik nie. As jy belangstel, maak met my kontak, en ek stuur vir die leringe aan. So, daai 2300 dae is dit is om al in 2020. En die 42 maande van Openbaring 13 is feitelik om. Ek dink hy sal klaar maak volgende jaar, maart maand. Nou, aanleiding van iets wat ek mag gedroom het, ek mag verkeerd wees. Maar, en dan gaan ons oor na die derde wêreldoorlog toe, wat natuurlik nog 'n groter verdrukking is as dit wat ons nou reeds beleef het. En dan sal ons die implementasie sien van die QR-stelsel en die Central Bank Digital Currency, en hulle gaan kontant wegvat, né? So daai is op die kaarte. En dit verklaar hoekom ons wegrapers sien wat begin sê, maar dit moet nou gebeur. Want hulle sien hierdie goed kom aan, en hulle sien die oorloë in die Midde-Ooste wat die Joodse staat met almal begin, en daar is dan nou nog nie 'n Jesus op die wolke. Die engele het hulle nou nog nie kom haal nie. En die engele gaan jou nie kom haal nie. So, dit is die groot hartseer van die saak. Enigste manier om hierdie aarde te verlaat is om te sterf. Nou ja, vir die wegrapers moet nou mooi verstaan, volgende jaar is 2026, behoort ons die begin van die derde wêreldoorlog te sien, waar hy versprei na die Midde-Ooste toe, en heel moontlik na Europa toe. Ek kan nie verseker sê nie, maar die elite weet hulle tyd loop uit. En die Jode weet hulle tyd loop uit. Die Jode is nie Israel nie. Israel is nie herstel in 1948 nie. Die Jood is die Baster Edomiet. En hy maak oorlog. Hy leef van sy swaard. Dit is hoekom jy sal sien, die Joodse staat, landbou is nie hulle sterkpunt nie. Hulle maak oorloë. Hulle is konstant besig met oorloë. En met die gevolg is, die wegrapers moet nou vir my mooi luister. Luister mooi vir my, moenie vir my kwaad word nie. Want wat ek sê vir jou is uit liefde uit. 2026 moet hulle 'n hele aantal dinge deurvoer, naamlik, ons moet 'n oorlog sien met Turkye. Dit wil sê die Joodse staat en die VSA maak 'n oorlog met Turkye. En dit gaan heel moontlik gaan oor Cyprus. Onder andere oor Cyprus, want die Jode het begin om Cyprus te beset. Hulle wil hom vat.
Dit is vir hulle baie strategies belangrik dat hulle Cyprus vat. Nou Cyprus bestaan uit twee dele, een deel behoort aan die Grieke en die ander deel behoort aan die Turke. So, en die Turke beskou Cyprus ook as baie belangrik in 'n baie strategiese eiland in die Middellandse See. So, hulle gaan hom nie afgee nie verniet nie. En ons gaan 'n oorlog sien met Turkye. Dit wil sê, die plan is om van Erdogan ontslae te raak en 'n puppet government in Turkye te sit. Want die Turkse weermag is 'n baie groot weermag. Is een van die grootste weermagte in NAVO, ek dink die grootste weermag in NAVO. En hulle wil dus nie hê dat Turkye teenoor die Jode staan nie. Hulle wil 'n puppet government insit in Turkye en dan gaan hulle Turkye kry om 'n oorlog te maak teen Griekeland, 'n kort oorlogie oor 'n stukkie grens binne in die see, 'n disputed border, sodat hulle die Bosporus kan sluit. En nou weet ek, luister nou mooi wegrapers, luister mooi wat Deborah vir julle sê. Julle gaan julle koppe vasgryp en heeltemal hysteries raak, want julle gaan sien hoe Turkye, hoe Rusland deur Turkye storm. Hoe Rusland inkom, want hy kan nie sy vloot uitvat by die Bosporus nie. Die Turke het die area gesluit, die puppet government daar, en die Russe gaan nie val daarvoor nie. Die Russe gaan instorm daar in Turkye, daar sal 'n oorlog wees tussen Rusland en 3 of 4 of 5 ander Europese nasies, heel moontlik Italië, Frankryk, Brittanje en nog 'n paar ander, in daardie area vir beheer oor Turkye, en die Russe gaan wen. En van daar af sal die Russe beweeg na Sirië en Palestina. Dan is dit tickets met die Joodse staat, dan is dit verby. En die wegrapers sal moet begin insien teen daai tyd, dat daar nie nou 'n wederkoms is nie en ook nie 'n wegraping nie. Want Rusland sal afstorm op die Midde-Ooste en hulle gaan definitief 'n plan maak met die Joodse staat, want dit gaan oor die Jode en die Britte se groot alliansie met mekaar, wat oorlog stoot en daarmee saam. So die Russe gaan nie simpatie hê met die Joodse staat nie. En wat in daai tyd gaan nou gaan gebeur, is die VSA gaan sy rug draai op die Jode en die Britte. En die VSA sal sy alliansie kon maak met die boerevolk. Nou julle hoef my nie te glo nie. Moenie my glo nie. Maar soos daar 23 September nie 'n wegraping gaan wees nie, en ook nie November nie, ook nie Desember nie, ook nie Januarie en Februarie nie. Soos ons sien, Suid-Afrika stort ineen, praat van 250.000 mense wat hulle werke kan begin verloor in hierdie tydperk. En gaan jy begin verstaan dat jy moet hier begin voorbereiding tref. Jy gaan in 'n baie donker tydperk in, en jy's nie geestelik voorberei daarop nie. En mense gaan vir die herders wat die wegraping verkondig baie kwaad wees. So die wegrapers moet verstaan, die donker tyd vir die aarde kom wanneer die VSA en die Jode oorlog maak teen Turkye, en ons sien hoe die Russe deur Turkye storm tot in Sirië. Teen daai tyd sal ons al 'n groot oorlog hê in Egipte, waar die Britte en die Jode betrokke is, want hulle soek die Suezkanaal, hulle soek tot die Nyl. Ons gaan hierdie groot oorlog sien, en ons gaan sien hoe die VSA sy rug draai op Brittanje en die Jode, en in daardie tyd oorlog maak teen die Britte, en hulle wen in Egipte. Hierdie is 'n ding wat heel moontlik kom vir volgende jaar. En die wegrapers, soos die res van ons, sal dit sien en beleef, saam met al die ander probleme wat daarmee gepaard gaan. Ek sit 'n video hier van Arend Botha by, dat jy 'n bietjie kan luister. Hy het 'n baie mooi uiteensetting gemaak en hy het mooi verduidelik. En is miskien die moeite werd net om na hom te luister. Maar wegrapers daar wag swaar kry vir julle. Julle moet julle begin geestelik voorberei. Prep, raak deel van 'n onttrekkingsgroep. Daar's nie 'n wegraping nie. Jesus gaan julle nie kom haal nie. So, alles gaan hier op aarde gebeur. En ja, God handel alles op aarde af. Hy gaan nêrens heen, gaan hy ons vat nie. Hoor wat Deborah vir julle vandag sê. Julle sal dit volgende jaar sien. Wat as ek jou vertel, iemand voorspel die presiese dag van die wegraping?
en dit is sommer nou in September. Maar wat gebeur as dit nie so is nie? Hallo daar, my kosbare boeties en sissies in die Here. Hallo, ek is Arend Botha, ek is 'n ketterknakker en 'n teoloog. Kom ons praat gou oor Dani Botha se beweringe. Is dit 19 of 20 dae, 23ste en die 24ste September, gaan ons Jesus sien. So Dani Botha sê die wegraping gaan gebeur 23 September 2025. Dit is nogal 'n groot klein om te maak. Prys die Here, hoor mooi wat ek sê nie, miskien nie, ek sê nie ja, maar as dit gebeur nie, ek sê ook nie as die Here vertoef om te kom nie, nee, dis nie wat ek sê nie, ek sê, jy gaan Jesus sien, die 23ste of die 24ste September, daai dag en die uur wat niemand weet nie. Maar hier is die ding, ek het gesien, Dani Botha het nog besprekings in Oktober en in Desember, wat hy self adverteer. As die Here Jesus, nie as nie, wanneer hy nou kom. Nou my vraag aan jou is eenvoudig. As hy homself nie glo nie, waarom glo jy hom? As hy homself nie ernstig opneem nie, waarom vat jy hom ernstig op? Hoe kan die man nog besprekings maak? Na die wegraping. Maar hy wil jou laat glo dat die wegraping gaan gebeur. Hy wil hê jy moet vrees. Sien, daar het ek 9 geskryf. En sien jy wat het ek daar geskryf? Rapture. You know why? It's gonna be the rapture. Jy gaan dit met jou oë sien. Jy gaan aan die ander kant. En vir die mense wat Dani volg, dit gaan nie oor om Dani te spot nie. Dit gaan nie oor om hom te kritiseer nie. Dit gaan oor die erns van ons geloof. Wanneer iemand sulke voorspellings maak en dit kom nie waar nie, bring dit skade aan die liggaam van Christus. Ons word geroep om ons geloof ernstig op te neem. Nie om in lokvalle van vrees te val nie en om aan valse datums vas te hou nie. Luister, julle ou naysayers en julle ouens wat nou so op die bandwagon spring om valse profete, dit en dat en dit. Hoe weet jy ek is 'n valse profeet, die dag het nog nie gekom nie? En hier is die hartseer gedeelte. 23, 24 en 25 September gaan kom en gaan en dit gaan Dani se reputasie skade maak. Miskien is dit omgedraai. Jy is die valse profeet. Nie miskien nie, verseker. Jy is die valse profeet. En weet jy hoekom? Dit is nie die eerste keer dat mense die presiese datums uitwerk nie. In 1844 het die Milleriete gedink Jesus kom terug op 22 Oktober. Duisende van hulle het alles verkoop, hulle het hulle werke gelos, hulle het hulle plase verkoop, hulle huise verkoop, hulle eiendom verkoop, hulle het die geld gevat en vir ongelowige mense gaan gee en hulle het op die dakke en op die heuwels gaan wag. Maar wat gebeur toe? Niks. Hierdie dag het later bekend gestaan as the Great Disappointment. Dit was baie erg. Kerke het gesplit, mense het hulle geloof verloor, mense het hulle aansien in die gemeenskap verloor en baie het weer aanbeweeg na ander groepe en ander sektes, van hulle het weer ander leermeesters gaan soek wat hulle ore kan kilie. Wanneer mense datums voorspel, eindig dit gewoonlik in teleurstelling. So wat nou met die 23ste September? Ek dink hierdie dag gaan kom en gaan en Dani se reputasie gaan skade ly. Hy gaan seker 'n video publiseer wat sê ons het uitstel gekry, maar ek wil vir jou sê dit is nie hoe die Christen geloof werk nie. Ons word nie rondgeswaai en rondgeblaas deur elke wind van doktrine nie. Ons hoop en ons anker is die Here. Kom ons wees nugter. Ek het gesê ek bou 'n boot want dit kom reën. Jy's mal. Wie sê dit man? Wat sê dit?